Welkom by ouma Martie se kombuis. Ek gaan vir julle wys hoe om curryvis te maak vandag. Nou ons curryvis maak ek 'n bietjie anders as die tradisionele manier. Ek gebruik my visse net so, ek braai dit nie eers in eier of deegie of meel of krummels of enige iets nie. Ek kook die vis gaar in my sousie wat ek gaan maak en pak dit dan in 'n ligdigte bak in en gebruik dit so uit die yskas uit tot dit klaar is. Dit hou ten minste vir 3 weke tot 'n maand kan mense dit so uit die yskas uit eet sonder dat dit enige iets sal oorkom. Ek het 'n kilogram gewone hyk filette. Ek het die vel afgehaal, ons hou nie van die vel nie. En dan gaan ek dit in kleiner porsies sny, omtrent so sulke stukkies. Dis 'n kilogram hyk en dan vat ek 'n half kilogram eie. Ek sny my eie bietjie fyner. Ek hou nie van die groot stukke of die lang stukke eie of die breë stukke eie nie. Die eie het uitgewerk basies 'n groot ei per visie. 2 teelepels sout, 10 ml sout, 4 teelepels currypoeier. Hierdie is 'n warm currypoeier. So hy gaan 'n effense branderigheid aan hom hê en dan 25 ml Messina poeier wat ek net met 'n bietjie water gaan aanmaak om hierdie baie waterige sous om die sousie net so effense dikheid te gee. Dan het ek 1 en 'n half koppie suiker, 1 koppie water en 1 en 'n half koppie asyn. Ek gaan my eie braai in 'n bietjie olie wat ek reeds in my pot gegooi het. As die eie deurskynend raak, dan gooi ek my currypoeier by en braai dit net. Dan gooi ek my water, asyn, suiker en sout by my eie mengsel, bring dit tot kookpunt en dan pak ek my stukkies vis, skuif hulle so in die sous in en laat dit so 15 tot 20 minute so staan en kook. Dan weet ek my visie is gaar en dan maak ek my Messina aan met water, gooi dit 'n straaltjie oor, roer jou pot die hele tyd. Verkieslik nie met 'n lepel nie, want dan roer jy jou visie stikkend. En dan pak ek dit in 'n bak, laat dit koud word en sit dit in die yskas. Ek sit nie, as dit klaar gemaak is, dit in die vrieskas nie, want ons eet dit binne 2 weke, eet ons so kilogram vis, se curryvis eet ons op. So as jy baie meer wil maak, wat dit baie langer moet hou, is jy welkom om dit in bakkies te skep en in jou vrieskas te sit. Kyk maar hoe dit vir jou lyk. Ek het nou die visies gesny. Hulle is nog heeltemal hard gevries. Ek hou nie daarvan om dit te ontdooi nie, want dan is hulle klaar baie sag. So ek sit hulle so gevries in my kokende sous in. My eie begin reg raak. As ek hulle roer, voel hulle al sag. Ek gaan my currypoeier bygooi. Dit so 'n bietjie braai. Ek gooi my currypoeier by my eie en by die olie, laat dit so 'n bietjie braai. Dit het 'n totale ander geur as dit so 'n bietjie braai as wat mense dit rou na die tyd met bietjie water net meng en by jou kos ingooi. Dit is 'n totale wêreldse verskil in smaak. Dit ruik klaar verskriklik lekker. Nou gooi ek my water by. Gooi my asyn by. My sout. En my suiker. As jy die suiker vir jou te veel klink, kan jy dit minder maak, enige tyd minder maak. Ek hou van die soet-suur smaak by die curryvis, so dis hoekom ek soveel suiker vat.
tot en met die sousie kook, roer dit maar net gereeld. Dit mag dalk aanbrand as die suiker nog nie opgelos is nie. My sousie kook. So ek gaan my visies, soos ek gesê het, inskuif. Nou wag ek tot dit kookpunt bereik en dan laat ek dit vir so 20 minute kook. My sousie begin kook, so hy gaan nou 20 minute gaan ek hom los laat hy kook. Dis nou wanneer jy moet proe. So nou kan jy enige iets van jou keuse kan jy nog bygooi. Ek gaan net so bietjie sout oorstrooi. Ek het bietjie water by my mesina gegooi. Dat ek dit net kan meng. Nou gooi ek 'n draaitjie oor en roer my pot. Dat ek nie my visie stukkend roer nie. Bring net my sousie weer tot kookpunt. Dat my mesina net styf word. Kyk na jou sousie, as dit vir jou nog te dun lyk, te waterig lyk, maak nog 'n bietjie mesina aan. Ek het nog 2 teelepeltjies mesina bygevat en nou lyk die sous vir my reg. Dit kook hierso, so hulle is reg. Ek gaan dit hier in my bak inskep. Die eie is ook volgens jou smaak. As hierdie te veel eie vir jou lyk, is jy welkom om minder te gebruik. Nou moet dit staan en koud word. Nou van die van julle wat baie currygeregte maak, sal weet, hierdie gereg gaan eers so oor 2 dae, gaan hy sy smaak bereik wat hy moet bereik. So, ek gaan dit laat koud word, my deksel opsit, dit in die yskas sit en vir 2 dae daarvan vergeet en dan gaan ons eers daaraan begin proe.